Goeiemôre vriende, wat 'n voorreg om andermaal weer saam met julle te kan wees so rondom die woord van die Here. Altyd 'n voorreg om die woord van die Here te kan oopmaak, daaruit te kan lees en onderrigting te ontvang. Dis kosbaar as ons lees daarin die woord van die Here in Johannes 15 vers 5, waar die Here sê hy is die wynstok en ons is die lote. Hy sê wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek dink die kind van die Here bereik geestelike volwassenheid as hy by hierdie waarheid uitkom, om te besef sonder die Here kan ek niks doen nie. Dis wanneer ons in ons eie krag probeer en spook en spartel en op ons tande kners en sê ek gaan hierdie ding oorwin, dat ons aanhou val en struikel, maar ons op 'n punt kom van bankrotskap om te sê Here, ek kan nie. Maar baie dankie dat ek een van u lote is en baie dankie dat ek weet u bly in my en u woon deur u Gees in my en u sê vir my dat sonder my kan jy niks doen nie. En daarom om ons afhanklikheid daagliks aan die Here te verklaar, is regtig hierdie punt van volwassenheid wat ons bereik om te sê, Here, ag, gee my genade om elke dag te besef, dit is in u krag wat ek hierdie dag sal kan deurmaak en meer as oorwinnaar in u naam wees. Nou vriende, ons is besig met hierdie baie besondere reeksie wat handel oor gelykenisse. Ek het vir u gesê, dit is aardse stories met ewige en hemelse waarhede daarin vervat. En u sal onthou, ons het vir u gesê dat in die Ou Testament hulle alreeds hierdie baie besondere gelykenisse gebruik het. Ons sien die rabbies het dit gebruik en in besonder die Here Jesus. En het ek vir u gesê, kortliks opgesom, 'n gelykenis is 'n storie waar alledaagse en bekende dinge gebeure en optredes van mense gebruik word om 'n hemelse waarheid of boodskap tuis te bring. Ons kan ook sê dit is 'n storie wat Jesus vertel het met die doel om mense se gedagte na die hiernamaals of die ewige te rig. Onthou altyd, dit is ook van toepassing op die hier en nou, maar dit gaan oor hoe kan ek my lewe nou inrig hier op aarde om die Here dan eendag te verheerlik wanneer ek die mooi so by hom sal ontvang. So hierdie gelykenis het verseker 'n betekenis vir my en vir jou hier en nou. Ons het gesien in die geval van Dawid, Nathan wys sy sonde aan hom uit, hy besef hy's verkeerd, hy doen belydenis hier en nou en sy verhouding word met die Here herstel. Sy verhouding was gebreek deur sy sonde en hierdie verhouding tussen hom en God het skade gelei. Nathan deur die gelykenis wys vir Dawid sy sonde en u sal onthou wat ons gesê het by die eerste boodskap oor hierdie gelykenisse. Nou vriende, ons het die gelykenis van die saaiër begin hanteer en ons het alreeds gevorder en ons het vir u gesê dat 'n deel langs die pad geval. Ek gaan nie veel daaroor praat nie. 'n Ander deel het op die rotsagtige plek geval en 'n ander deel het tussen die dorings geval en dan het 'n ander deel op die goeie grond geval. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dit het 30, 60 en 100voudig vrug gedra. Baie mense vra my nou, wat beteken hierdie 30, 60 en 100voudig vrug wat dit gedra het? En wat bedoel die Here daarby as die saad van die woord dan op 'n kind van God se hart val, is almal nie veronderstel om dieselfde vrug te dra nie? En ek gaan probeer om vir u hierdie vraag te beantwoord deur uit die woord vir u te begelei, deur wat die Here vir ons hier kom leer. Jy sien vriende, wanneer ons kyk na hierdie gedagte van die saad op die goeie grond, dan sien ons dis mense wat gered geword het. Mense wat nou weergebore is. Mense wat in die duisternis gewandel het, nou wandel in die lig van Christus. Hulle was eers kinders van die duiwel, nou is hulle kinders van God. Hulle het eers hulle begeertes gedoen en die begeertes van hulle vader die duiwel, nou doen hulle die begeertes van die Here. Maar nou is daar sommige wat 30 en ander wat 60 en ander wat 100voudig vrug dra. Hoe verklaar en hoe verduidelik ons dit? En ek dink dit is redelik voor die hand liggend en eenvoudig en ek vertrou dat u saam met my so sal sien en dan saam met my deur hierdie baie besondere gedagte sal werk. Nou as die Here sê sommige dra 30, 60 en 100voudig vrug, dan wil die Here maar vir ons wys op die toewyding wat daar is onder sy kinders. Ek wil vir u sê daar is kinders van die Here wat 5 jaar die pad met die Here stap, wat baie meer volwasse is as mense wat 10 en 15 en 20 jaar die pad gestap het. En die vraag is miskien, hoekom so? Ek dink dit gaan oor toewyding. Dit gaan oor die gedagte van, as jy van baie vergewe is jy oor baie dankbaar. Ek sien in ons eie gemeente hoe sommige mense vrug dra, dat ek vir my vrou sê, hierdie mense bemoedig my. Hulle is vir my 'n bemoediging. Hulle is vir my iemand wat my hart opgewonde maak, sodat ek met groter toewyding in die studeerkamer gaan en die woord van die Here voorberei. Die Here sê dit so pragtig daar in Johannes 12:24. Hy sê voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Ja, die koringkorrel val in die grond en ons sien die koringaar moet al daardie koringkorrels op. En so ook, as 'n kind van die Here daagliks sterwe aan homself, vriende,
dan is die vrug soveel meer sigbaar. En watter vrug praat die Bybel van? En hoe kan ek meer vrug dra? En ek wil vir u sê, ons kan dit eenvoudig toets aan 'n paar voor die hand liggende dinge in die Bybel. Kom ons kyk na 'n paar praktiese dinge, hoe mense vrug dra, en waarom sommige 30 en ander 60 en ander 100voudig vrug dra. Ek dink maar aan die dissipline van gebed. Ek wil vir u sê, daar's baie kinders van die Here wat getuig, maar hulle bid nie. Hulle gebedslewe is armoedig, en hulle is mense wat met baie dinge stoei in hulle lewe, en as jy vir hulle vra, bid julle, dan is daar altyd die verskoning van ek is te besig, of ja, weet jy, ek bid, maar dit voel nie regtig of die Here my hoor nie. En ek wil vir u sê, vriende, gebed is een van die belangrike dissiplines in jou en my lewe, wat ons vir 'n oomblik daar in die heerlikheid van die hemel bring, waar ons deur die werking van die Heilige Gees besef dat ons nou in die allerheiligste kan inbeweeg op grond van die bloed van Christus. Niks misties nie, niks snaaks nie, maar deur die geloof weet ek praat nou met God, en God is in die hemel, en deur sy Gees woon in my hart, en daar is hierdie wonderlike kommunikasie waar ek met God praat nadat hy uit sy woord met my gepraat het. 'n Ander ding is die lees van die woord. Baie kinders van die Here se Bybels vergader stof. Hulle lees net nie die Bybel nie. Vriende, hoe verwag ons moet 30 of 60 of 100voudig vrug dra as ons nie gereeld daagliks die woord van God lees en bestudeer nie? Ons dink aan 'n ander ding, onderlinge byeenkomste. Party mense, vriende, gaan kerk toe soos 'n plaastelefoon. Jy hoor hulle, hy lei bietjie kort, en dan weer 'n lang een, en dan weer 'n kort ene, en baie keer is hulle by die kerk, en baie keer is hulle nie by die kerk nie, en ons weet daar's omstandighede, en ons dank die Here vir hulle wat nie daar kan wees nie, wat saam inskakel en inluister. Maar vir jou wat hier kan wees, en vir jou wat deel van die gemeenskap van die heiliges kan wees, dit kan miskien 'n rede wees waarom jy nie die vrug dra wat jy behoort te dra, en ook begeer om te dra, soos die apostel Paulus dit vir ons sê nie. Ons dink aan evangelisasiewerk. Is jy getrou om te bid vir verlore siele en dan uit te gaan om verlore siele te evangeliseer? Dit hoef nie altyd op formele basis te wees om straatwerk te gaan doen nie. Dis goed en dis reg, en ek moedig mense aan om dit te doen. Maar wat van daardie karwag? Wat miskien jou kar oppas, en is daar 'n begeerte in jou hart om vir hom 'n traktaatjie te gee, miskien 'n minuut af te knyp en met hom te praat oor sy siel? Ons dink aan bruikbaarheid, vriende. Stel jouself tot beskikking van die Here in sy saak. Is daar diensbaarheid? Dis alles maniere hoe ons meer vrug kan dra, want luister, hoe minder jy met jouself besig raak, en hoe meer jy met God en sy dinge besig raak, des te meer is daar vrug. Ja, 30, en dan gaan dit oor na 60, en dan gaan dit oor na 100voudig of veel vrug. Ons dink aan nog 'n baie besondere praktiese les in die Bybel. Ons dink aan Galasiërs 5, wat praat van die vrug van die Gees. Daar staan maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Daar is 9 vrugte wat genoem word, en ek wil vir u sê, ons dra nie die vrugte vir onsself nie. Ons is nie daar om te sê, kyk al my vrugte, en wow, ek is so wonderlike man of vrou of predikant of sangleier of wat ook al nie. Nee. Die doel van vrug dra is dat ander mense die vrug in ons geestelike lewe kan sien en kan eet daarvan en God kan verheerlik. Toets by jouself, hoe is die vrug van liefde in jou lewe? Die vrug van blydskap en vriendelikheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. En ek moes in my lewe al mense aangespreek het. En vriende, die Here het ook deur sy Gees al my eie hart aangespreek oor sekere van hierdie vrugte. Vrugte waarvan ons weet, en vrugte wat ons behoort te dra, maar ons dra dit nie, omdat ons so besig is met onsself, so geabsorbeer met ons omstandighede. So as die Bybel vir ons die gelykenis van die saaiër deurgee, en die Here praat van die kinders van God wat 30, 60 en 100voudig vrug dra, dan kom dit daarop neer op toewyding. Is daar 'n hart wat oorgegee is aan die Here? Is daar 'n hart wat totaal oorgegee is? Ons gaan bietjie in die week wat kom kyk na hierdie selfde gelykenis, en ons gaan dit toepas op die kinders van die Here. Hoe die saad baie keer ook langs die pad val en rotsagtige plek en dan die dorings. Want u sal sien daar in Openbaring vind ons 7 gemeentes. U sal lees daar in hoofstuk 2 en 3 van die 7 gemeentes, en 5 van hulle word deur die Here aangespreek oor dinge in hulle lewe wat nie reg is nie. Ons dink aan die baie bekende gemeente in Efese, en die Here sê, julle het julle eerste liefde verlaat. En dis ook so met my en jou.
Daarom is daar mense wat 100voudig vrug dra en ons dink baie keer by onsself, ek wens ek kan vrug dra soos hulle, dan wil ek vir jou sê, hou op wens, jy kan vrug dra soos hulle, en staan op en sê, Here, in die krag van die Heilige Gees, gaan ek my liggaam kastei, en ek gaan dit diensbaar maak tot gehoorsaamheid aan U, sodat ek vrug kan dra tot eer van U naam. Ja, 30, Here, nee, nie 30 nie, 60, nee Here, 60 is nog te min. Vir die eer van my koning wil ek 100voudig vrug dra. Daarom wil ek jou aanmoedig, toets jou lewe bietjie, kyk bietjie hoe lyk jou lewe voor die Here. Ek weet daar is uitsonderings, ek weet daar is uitdagings, ek weet daar is tye waar dinge vir ons geweldig moeilik is, maar ons praat van dat hierdie lewe van jou in die reël 'n lewe sal wees, waar jy veel vrug sal dra. Sê die Bybel nie vir ons so baie duidelik, hierin word die Here verheerlik, as ons veel vrug dra nie. Mag U en ek God verheerlik deur veel vrug te dra, vrug wat by die bekering pas, vrug wat ander kan sien en versadig word daardeur, vrug wat ons hemelse Vader verheerlik en mense na hom toe trek. Baie seën vir U, baie groete, baie sterkte, ons bid vir mekaar, hou moed, en ag vriende, vir U wat nie gereeld by die onderlinge byeenkomste kan wees nie, onthou ons bid vir U, en ons weet party van U bly ver, party van U het uitdagende omstandighede, party is siek, weet verseker ons bid vir U, en daar waar die Here U plaas, vra vir die Here, Here, hoe kan ek effektief 'n getuie vir U wees, sodat ek vrug kan dra vir die Meester, totdat hy ons kom haal. Baie groete vir U, baie seën, baie liefde, en ons vertrou dat die Here vir U van krag tot krag sal neem. Mooi dag verder, tada.